Randstad. In Warrenbeek-geveg is steeds aan die gang oor Tshwane. Maar dit maak nie saak wat jy die stad noem nie. Ek seker jy het reeds geraai waarvandaan ek vandag groet, toe jy die Uniegebou agter my gesien het. Die Uniegebou in Pretoria is waar al die ministers en die president se kantore gesetel is. Daarom is Pretoria die administratiewe hoofstad van Suid-Afrika, al sedert die Unievorming in 1910. Hierdie imposante gebou met sandsteenvleuels soos vlerke uitgesprei in Myntjieskop is wêreldberoemd en ontwerp deur die bekende argitek Sir Herbert Baker. Pretoria is ook die land se diplomatieke hoofstad en meer as 100 lande vanaf Algerië tot Zimbabwe het hier ambassades en missies. Die meeste van hierdie statige geboue is in die loofryke woonbuurte van Arcadia en Hatfield, waar die jacarandas in Oktober die strate in persgange omtower. Arcadia, interessant genoeg, was die eerste voorstad wat uit die nuwe dorpie ontwikkel het in die 1860s. Dan sou ook die Tiel van Wyk gebou op die hoofkampus van die Universiteit van Suid-Afrika, wat kenmerkend is aan Pretoria se stadsprofiel. Met meer as 200 000 geregistreerde studente is Unisa die grootste universiteit in die land en word dit as een van die wêreld se mega-universiteite gereken. Dit is seker een van die bekendste bakens in die ooste van Pretoria. Dis aan die 23 meter hoë grasdak van die Safari tuinsentrum. Maar dit is net die sentrum se dak wat uitroon bo die res nie. Die sentrum het al verskeie toekennings ingepalm. Die beroemde Safari tuinsentrum lê snoesig in die rugholte van die Bronberg in die ooste van Pretoria. Die multibekroonde tuinsentrum is 'n ware kern van uitnemendheid, waar ervare tuinboukundiges gereed staan om hulle kennis te deel. 'n Reeks asemrowende watervalle en mere met glinsterende kooi en eksotiese watervoëls omarm die rustige buitelug-restaurant. Hier kan jy ontspan en die rugby op die groot skerm volg of saam met vriende in ons gewilde kroeg kom kuier, terwyl die kinders hulle gate uitgeniet in die troetelplaas, op die ponies ry of die wêreld op die safari-trein verken. Safari bied verskeie funksielokale waar spogtroues, korporatiewe funksies en spesiale geleenthede in ware Afrika-elegansie aangebied word. Laat jou spesiale dag in die hande van toegewyde funksiekoördineerders, sodat jy en jou gaste kan ontspan en die oomblik kan geniet. Kom besoek die tuinsentrum sonder gelyke vir 'n ervaring wat jou en jou gesin nog lank gaan bybly. Ja, jou voorstel hoe slim die breins agter die Goudtrein-projek is. Die Goudtrein Pretoria-stasie gaan met voltooiing een van die ankerstasies van die projek wees. Ons gaan kyk volgende hoe hulle vorder met die massiewe projek. Enigiemand wat in die laaste jaar tussen Pretoria en Johannesburg gery het, sal wel deeglik besef dat die Goudtrein deesdae die frustrerendste, maar terselfdertyd ook die mees opwindende ontwikkeling in die gebied is. Die Goudtrein is 'n gesamentlike ontwikkeling tussen die Gautengse provinsiale regering en die private konsortium Bombela. Wanneer dit uiteindelik klaar is, sal Goudtrein 'n broodnodige skakel tussen Pretoria, Johannesburg en OR Tambo internasionale lughawe wees. Die plan is om derhalwe baie van die verkeersdruk op die N1 tussen Pretoria en Johannesburg te verlig en ook 'n alternatief aan te bied tot Johannesburg se gebrekkige openbare vervoerstelsel. Teenstrydig met wat baie mense dink, is Goudtrein nie 'n 2010 projek nie. Daar's wel 'n 150 miljoen rand aanmoediging om die projek betyds vir 2010 afgehandel te kry, maar die Goudtreinplan is reeds in die lewe geroep voor 2010 aangekondig is. Een ding is seker, Gautengers is amper net so gretig vir die bouwerk om klaar te kry as wat hulle is om die trein op die proef te stel. Die Jacaranda-stad is ook die tuiste van die kultuurtempel van die Afrikaners, die Voortrekker Monument. Dit is ook een van die stad se bekendste museums, maar ver van die enigste af. Kultuurvrate sal nie genoeg van Pretoria se magdom museums kry nie. Die majestueuse Voortrekker Monument in Pretoria is 'n natuurreservaat geleë. Die unieke monument gedenk die pioniersgeskiedenis van Suidelike Afrika en is vandag die mees besoekte erfenisterrein in Gauteng, sowel as een van die top 10 kultuurhistoriese besienswaardighede in die land. Pretoria spog ook met meer museums as die meeste wêreldstede van vergelykbare grootte. Oud-president Paul Kruger se tuiste is byvoorbeeld 'n baie gewilde museum in Kerkstraat. Dan is daar ook Kerkplein in die middel van die stad, waar die oud-president se standbeeld nog tot staan. Kerkplein beslaan sowat 6 hektaar en is eers as markplein gebruik, waarheen die ossewaans gekom het sodat die boere op markdae kon handel dryf. Van die stad se statigste geboue is mettertyd om Kerkplein gebou, soos die raadsaal wat in die 1890s die vergaderplek van die Transvaalse Volksraad was.
En aan die noorde kant van die plein is die Paleis van Justisie, wat tydens die Britse besetting van die Anglo-Boereoorlog as 'n militêre hospitaal gedien het.